Ek lees vir ons vandag 2 teksgedeeltes, 1 Johannes 4 vers 7 tot 11 en Johannes 17 vers 20 tot 26. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het, en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. En dan Johannes 17. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Hartlike goeiemôre, liewe vriende. Dit is baie goed om hier by julle te wees. My naam is Gert, ek is 'n ouderling hier so by Ligpunt. En dit is my groot voorreg om vanoggend met julle 'n nuwe preekreeks af te skop. Dit is eintlik nie 'n nuwe preekreeks nie, dit is 'n ou preekreeks wat ons hervat van laas jaar af. Julle mag onthou dat ons ingespring het in dieper, waar ons die boek van J.T. English en Jen Wilkin behandel het. En ons gaan vandag verder met daai, ons voltooi vandag daai reeks. Die verskil is net, ons doen dit vandag aan die hand van preek, en nie soos wat ons eers gedoen het, aan die hand van lesings nie. So, gegee dit net so 'n paar vinnige punte oor dit. Nommer 1, ouens, is dat die subtitel van hierdie boek is vir ons baie behulpsaam. Dit sê, An Invitation to Know and Love God Well. So hoor asseblief in alles wat ons vanoggend saam gesels, daai uitnodiging na julle kant toe kom. En dan nommer 2 is, ons staan vandag stil by, wat het God gedoen? En dit is 'n herhaling, net vandag is 'n herhaling van dit waar ons dit laas gelos het. En ons het dit goed gedink om dit so te doen, omdat dit 'n baie goeie heroptel is van daai lyne en 'n belangrike skernierpunt in die gospel storie. So as jy daar was, jy gaan baie hoor van wat ons vandag weer gaan sê. En ek dink die laaste punt wat baie belangrik is om te sê, die laaste keer toe ek hierdie tema aangeraak het, was dit in lesingformaat. So ek het so 'n bietjie gesukkel om dit te ontlesing. Ek is jammer daaroor. My seun het altyd rapsies gekry toe hy jonger was. En nou het ons ander maniere gekry om hom te straf. En dan gaan sy straf gewoonlik gepaard met 'n bietjie meer van 'n verduideliking in lesingformaat van wat fout gegaan het. En dit was 'n onlangse lesing wat hy vir my gesê het, "Pappa, kan ons nie die lesing drop en dan slaan pappa my net weer nie." So, ek is omdat ek julle baie graag daardie pyn wil spaar, het ek regtig baie genade nodig. En kom ons bid saam vir die Here vir sy genade. Hemelse Vader, hier is ons vandag, U skepsels. Ons kom na U toe, Here, en ons bid
vir besonderse genade, Heilige Gees, wees hier saam met ons. Kom asseblief na ons toe, kom raak ons aan, maak ons harte oop, maak ons ore oop. Here, kom aan die woord deur my en laat ek asseblief nie sê dit wat U nie gesê wil hê nie. Laat ons van hier af gaan, Here, veranderde mense met warm harte en laat dit uitvloei in ons hande in Here. En mag ons U so verheerlik. Ons bid dit in ons Koning Jesus se naam. Amen. Vriende, so waar ons was, is, ons het die reeds gelos laas. Ons het eers gekyk, dit was nou 'n hele klompie maande terug, ons het eers gekyk na wie en wat is die mens. Ons het gesien dat die mens is geskape deur God, is geskape vir God en dat die mens God se perfekte verteenwoordiger op aarde was. Daarna het ons gekyk na die dodelike effek van sonde, dat die mens die wêreld in sonde ingedompel het, dat die hele skepping geval het en dat daar geen oplossing vir hierdie probleem van sonde gaan kom uit die mensheid nie, gaan kom in en van homself nie. En dit is waar ons nou die dinge optel. Ons vra die vraag, so wat het God gedoen, gegeewe hierdie sonde van die mens? Wat het hy gedoen? Nou voor ons daarna kyk, is daar 'n baie belangrike vraag om te vra. Daarso is 'n moeilike ding wat ons doen. Ons sê ons het nodig om ons breine by die deur te los en in te stap in die kerk in, want iets wat my baie gepla het, en ek weet van baie mense vir wie dit gepla het, is ons vra die vraag is, kon God nie iets anders gedoen het nie? Was dit regtig nodig vir hom om aarde toe te kom, om self te laat doodmaak, te ly en gemartel word? Was dit regtig nodig? Die God van die heelal, was daar geen ander alternatief nie. Vriende, die goeie nuus is dat die Here skenk aan ons 'n rasionele geloof. Ons hoef nie ons breine by die deur te los nie. So dink asseblief saam met my vanoggend. Dink asseblief saam met my vanoggend deur hierdie ding, deur hierdie moeilike vraag. En dit is 'n belangrike grondwerk wat ek eers wil doen, voordat ons in die teks gaan inspring en voordat ons verder vra, maar wat het God wel gedoen? Reg. Ek wil deur 'n spesifieke denkproses gaan, wat uitgedink is deur een van my kinderhelde, Will Smith. Reg. Nou, hy is 'n groot held van my. Ek het om die waarheid te sê baie respek vir hom. Nou nog, ek dink hy is inderdaad 'n man uit een stuk. Right, so julle onthou hom, nê, van die Learning Channel. William Smith, nê, van Learning Channel van. Right, nou hy het 'n denkproses uitgedink en die proses se naam was die eilandproses. En die eilandproses het gesê, gaan as jy spartel in 'n probleem, gaan na dit waar jy seker is en dan beweeg jy aan na die volgende en na die volgende. As jy byvoorbeeld seker is van die snelheid van iets en jy het tyd verloop, swem na die eiland van snelheid toe, klim uit daar, haal asem en van daar af kan jy kom tot by versnelling, van daar af kan jy kom tot by krag, energieverbruik, drywing, jy kry die idee, nê. So ons gaan nou swem van eiland tot eiland. Ek hoop ons projekte werk. Dit gaan moeilik wees om te swem van eiland tot eiland sonder hom. Ek weet nie, ek het nie daai skuifie voorberei met die groen lyntjies nie. Hy is nou nie vir my. Goed, ek gaan hom net praat. Ek gaan hom net praat en teen die tyd wat ons later is, dan kan ons dalk terugkom na hom toe. So volg asseblief saam met my. Right. Kon God nie iets anders gedoen het as om Jesus te stuur nie? Ons weet in ons huidige realiteit, die een wat God gemaak het ons iets soos geregtigheid, right, en morele waardes. Is daar iets op ons harte geskryf of is daar nie iets op ons harte geskryf nie? Of is dit net ons verbeelding? Almal stem saam, daar is iets. Ateëste stem ook saam en jou hart stem ook saam. Daar is geregtigheid en ons bly in 'n morele heelal. Reg. Nou as dit bestaan, kom swem na die volgende eiland toe. As dit bestaan dan moet iemand tog aanspreeklik gehou kan word. Nee, so, dan moet ook 'n eiland bestaan van aanspreeklikheid. Kom swem verder. Hoe kan 'n aanspreeklikheid wees as ons nie vry is om self te besluit nie? Kom swem na 'n ander eiland toe van morele waardes.
Right. Kom swem in 'n ander rigting. Ons swem van morele waarde en geregtigheid af. Kom ons sê, as daar geregtigheid bestaan, dan moet daar tog 'n absolute standaard bestaan vir daardie geregtigheid. Nie waar nie. Right. So dit is die glorieryke realiteit wat die Here vir ons geskape het. En as ons vra, kan God nie dalk iets anders kom doen het nie, dan kan ons net sowel laat staan uiteindelike geregtigheid, inherente waarde van die mens, actual betekenisvolle besluite. Kan God nie 'n ander realiteit geskep het nie? Al wat vir ons vra is dat hy sal al hierdie goeders drop en gee ons tog asseblief, Here, 'n afgewaterde skepping. En terloops, een laaste ding wat nie sal bestaan in 'n afgewaterde skepping nie, is ek en jy. Vriende, verstaan hierdie, dat God se opsies was, kom ons kyk gou daardeur, dat ons swem van die een eiland na die ander ene toe. Van geregtigheid af, swem ons na aanspreeklikheid toe. Ons kan van aanspreeklikheid af swem na vry om self te besluit. Reg? Ons kan in die ander rigting swem. Ons kan swem van geregtigheid af na absolute standaard. Absolute standaard vir morele waardes wat moet bestaan as die ander bestaan. En dan as ons vra, Here, drop asseblief hierdie realiteit, dan moet ons uiteindelike geregtigheid, die inherente waarde van die mens, betekenisvolle besluite, alles moet ons drop. Die Here se realiteit. Verstaan dat daar was nie 'n ander opsie nie. Die enigste ander opsie wat daar was, is die een waar niks betekenis het nie en wat dus waardeloos is of niks. Vriende, God is die absolute. Ons is die afgeleides. God is die begin en die einde. Hy is die orals, hy is die altyd, hy is die heilige. God kan nie homself verloon en 'n nie glorieryke realiteit skep nie. Sy naam, sy essensie is ek is. Sy naam is nie ek is amper nie. En jy wil ook nie vir ek is amper dien nie. Sy naam is ek is. Sy naam is nie ek is nou en dan nie. En jy wil ook nie vir ek is nou en dan dien nie. Jou hart hinker nie na 'n halwe God nie. Jou hart hinker na ek is. So kon God niets anders doen nie. Hier's die kort antwoord. Nee, hy kon nie. Geen ander opsie nie. Hy is te absoluut heilig. En 'n vraag na 'n alternatiewe realiteit vra vir minder, dit vra nie vir meer nie. En dit vra vir 'n halwe God. OK. Nou swem saam met my net na nog 2 eilande toe uit God se glorieryke realiteit wat julle daar sien. As ons dan absolute geregtigheid het, dan moet realiteit 'n absolute regter hê. Nie waar? En as ons vrye wil het, 'n geskenk aan ons sodat ons die kapasiteit vir liefde kan hê. Vriende, ontmoet vanoggend vir die eerste keer of dalk weer opnuut die heilige, absolute regter wat so heilig is dat hy sonde moet straf, maar so liefdevol is dat hy dit self gevat het. Dis Tim Keller se groot punt. So, wat het 'n heilige, liefdevolle God gedoen? Wat het hy gedoen? Kort antwoord, hy het gedoen wat hy altyd doen. Die Vader het die Seun verheerlik en die Seun het die Vader verheerlik. Pas op net gou-gou. Die sentrale karakter in hierdie storie is nie ons nie. Die sentrale tema is nie ons verlossing nie. Hier's die sentrale tema. Sy verheerliking deur ons verlossing. Right, ons moet nie fout maak dat ons per ongeluk dink ons is die hoofkarakter in 'n ander persoon se autobiografie nie. So God bewerk ons verlossing en hy doen dit deur hierdie groot hoofstukke wat ons nou hier op die agterkant gaan sien. Hy doen dit nommer 1 deur die ewige Seun te stuur. Nommer 2, die Seun gehoorsaam die Vader en hy betree ons wêreld en hy word 100% mens terwyl hy 100% God bly. Dan lewe hy perfek. Nommer 4, hy sterf en hy word begrawe en hy's regtig dood.
Dan, nommer 5, hy staan op. Dan vaar hy op. En nou wag ons vir sy terugkeer. Goed, so ons gaan deur elkeen van hierdie gesels aan die hand van ons teks. En kyk asseblief saam met my, op jou blaadjie of in jou Bybel, na 1 Johannes 4. Nommer 1. God stuur. Ons is by vers 9. In this, the love of God was made manifest among us. God sent his only Son. Vers 10. God loved us and sent his Son. So Johannes maak dit bitter duidelik vir ons, wat was die Here se beweegrede toe hy sy seun, sy enige seun, gestuur het? Dit was liefde. Hy het lief, so hy stuur. Hy sê, hier is waar, dis Johannes wat sê, hy sê, hier is waar jy die Vader se liefde vir ons kan sien. It was made manifest. Hier, die feit dat hy stuur wetende dat die seun hom gaan gehoorsaam en dit gaan sy lyding en dood beteken. En daar was geen ander manier nie. So hy stuur. En die seun gehoorsaam die Vader en hy word mens. Hy word die seun van die mens. Ons nuwe verteenwoordiger. Nommer 2. Incarnation. Die Here word vlees. Ons gaan 'n rukkie lank hier vertoef. Vriende, oor 109 slapies is dit Kersfees. Ek weet dit, want ek doen daagliks, partykeer uurliks verslag van 'n belangrike kliënt van my, vir wie ek voltyds werk. Sy's 8, sy bly in die kamer langs my. En ek's nie geïrriteerd nie, maar môre is dit 108 slapies en die dag daarna is dit 107 slapies. En so, inkarnasie koester presies hierdie skat. Inkarnasie koester en dit juig oor dit wat ons op Kersfees oorjuig. Jesus wat toetree. Vers 9 in ons teks. God sent his Son into the world. Die ewige seun is nie fisies teenwoordig in hierdie wêreld nie. Hy word gestuur in die wêreld in. Hoe lyk dit? Hier's 'n goeie konteks vir ons teksgedeelte vandag. Selfde skrywer, hierdie keer in die begin van die evangelie volgens Johannes. Hy begin so. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. In him was life, and that life was the light of men. En God die Seun is lewe. Daar was nog altyd lewe en daar gaan altyd lewe wees in hom. Ons biologiese lewe wat ons gekry het by hom is 'n soort afdruk van daai ewige geestelike lewe. Amper soos wat 'n standbeeld 'n afdruksel is van 'n mens. Nee, daar's ooreenkomste tussen 'n mens en 'n standbeeld, maar dit bly tog iets baie minder. Right, nou ons biologiese lewe, daai afdruksel of daai standbeeld van ware geestelike lewe, gaan eendag soos 'n blom verwelk. Tensy ons op 'n manier kan deel in sy ewige geestelike lewe wat alles is wat ons biologiese lewe is en meer. So dink hieroor. God die Seun, voordat hy gestuur is en in ons realiteit ingetree het, kan nie doodgaan nie. Op dieselfde manier as wat donker nie lig kan blus nie, gee nie om hoeveel donker jy na lig toe gooi nie. Hy kan nie doodgaan nie. En dis waarom Johannes daar begin. In him was life, die bron van alle lewe. Okay. So hier volg 'n illustrasie wat ek skaamteloos by Clive Staples steel, en vol opgewondenheid vanoggend vir julle parafraseer. Dit is dus 'n skaamtelose parafrasteel. Nou soos alle illustrasies, liewe vriende, is hierdie ene ook nie perfek nie. Maar dalk is dit vir jou van groot waarde. Dit was vir my van baie groot waarde om dieper in te gaan in die woorde in ons teks. He sent the Son into the world.
Hier kom hy. Shakespeare skrywe Hamlet. Hy is die outeur van Hamlet. Hamlet is sy werk, sy karakter. Shakespeare ontwerp hom. Hy blaas as ware lewe in Hamlet in. Shakespeare gee nie vir Hamlet ware lewe soos wat daar in Shakespeare self is nie. Hy gee vir hom 'n tipe van 'n lewe wat 'n tipe van 'n afbeelding van daai lewe is. Amper soos 'n standbeeld van ware lewe wat daar in Shakespeare bestaan. Hamlet se lewe het natuurlik ooreenkomste met die lewe wat in Shakespeare is, maar dit is ver, ver minder as die lewe in Shakespeare. Nou, Hamlet kan nie vir Shakespeare ontmoet nie. Hamlet kan soek hoog en laag binne in sy wêreld, maar vir Shakespeare sal hy nie daar raakloop nie. En tog, alhoewel hy nêrens vir Shakespeare kan raakloop nie, is Hamlet oral gekonfronteer met die afdrukke van Shakespeare binne in sy wêreld. Want elke enkele krieseltjie van daai wêreld vloei uit Shakespeare uit. En alhoewel hy hom nie kan raakloop nie, is Shakespeare heeltemal in totale beheer van elke enkele aspek van Hamlet se lewe op 'n vlak wat Hamlet nie kan verstaan nie. Shakespeare is ook nie gebonde aan tyd in Hamlet se wêreld. Hy staan heeltemal buite dit. As Shakespeare sou besluit om vir 'n oomblik op te hou skryf, sal Hamlet dit nie eens weet nie. Shakespeare staan totaal en volkome buite Hamlet se realiteit. So Hamlet kan nie Shakespeare ontmoet nie, behalwe as Shakespeare kies om homself in sy eie storie in te skryf. As hy self 'n karakter word binne in die boek wat hy geskryf het. As hy toetree tot die boek en homself onderwerp aan die reëls van 'n regte, egte karakter binne in die boek. 'n Karakter wat kan doodgaan. 'n Karakter wat vermoor kan word deur ander karakters, al is hy self die outeur van daai karakters. Vriende, dis Jesus se inkarnasie. Geen ander geloof maak hierdie aanspraak nie. Geen ander geloof begin eers om hierdie aanspraak te maak nie. Is daar enigiets te wonderbaarlik vir ons God? Alles waaroor ons vanoggend gesels, elke enkele ding daarvan, is te danke aan hy wat na ons toe gekom het, hy wat ons agterna gesit het, hierdie aan ons kom openbaar het. Kom openbaar het in Jesus. Die een wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dink hieroor. Jahwe het tussen ons kom loop. Jahwe. Want hy wou nog altyd by ons kom woon het. Hy wou nog altyd tussen ons kom woon het. Hy wil by jou wees. Hy wil by jou woon. Die ewige seun betree ons wêreld. En die oomblik wat die materiaal van ons realiteit so versteur word, kan dit nie anders as 'n koor van engele wat dit aankondig nie. 109 slapies, dan is dit Kersfees. Geseënde Kersfees. Nou is die ewige seun hier op aarde. Hy's hier om ons verlossing te bewerk. En net soos ons vorige verteenwoordiger, dis Adam, is ons elkeen besig om in sonde en ongehoorsaamheid te loop. Alle mense, behalwe een, Jesus, ons nuwe verteenwoordiger. Hy lewe 'n perfekte, sondelose, gehoorsame lewe. Nou om te praat van 'n sondelose, gehoorsame lewe is 'n bietjie om te praat van 'n ronde sirkel. Maar Jesus kom en hy kom trek daai ronde sirkel. Kom ons gaan terug na vers 9 in ons teks van 1 Johannes 4. God sent his only son into the world so that we might live through him. That is, live through his life. And his life was perfect. Hou jou vinger net vir 'n oomblik daar by vers 9. Net vir 'n oomblik. Ek gaan terugblaai in die einste Johannes se woorde, een hoofstuk terug. 1 Johannes 3. You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. Jesus, die 100% mens,
en 100% God, sy hele lewe, elke oomblik daarvan, was sondeloos. Vriende, laat die gewig daarvan jou net vir 'n oomblik tref. Dink aan Jesus as kleuter. Dis die jaar 2 na Christus. Saam met ander kleuters in Nasaret sit hy en speel met blokkies. Dis natuurlik offcuts van sy pa se werkswinkel. Hulle sit almal daar so en speel en al die kleutertjies sê van die vroegste woordjies wat hulle het, myne, en gryp die blokkies by al hulle maatjies. Maar die mammas, die Nasaret mammas is so half verleë, hulle moet net keer, anders maak die kinders hulle self seer, maar ons een kleuter tussen hulle. Hy hou 'n blokkie uit na sy maatjie toe. Hy sê een van die vroegste woordjies wat hy geleer het. Joune. Vriende, die wonderwerk van 'n sondelose lewe van Jesus. Die feit van daai sondelose lewe is 'n groter wonderwerk as elke dowe, elke blinde, elke Lazarus wat weer opstaan. Terloops, ek dink nie die woordjie joune was die heel eerste woordjie wat ons koning gesê het nie. Ek sal goeie geld wet dat die koning van die heelal sy heel eerste woordjie as mens was Abba. Right. Vriende, Jesus se perfekte lewe doen 2 dinge. Ten minste 2 dinge. In die eerste plek kwalifiseer dit hom om ons perfekte voorbeeld te wees. Ons gaan nou weer daarna kyk. In die tweede plek, dit kwalifiseer hom om in iemand se plek dood te gaan, omdat daar as ware niks sonde teen sy eie rekening lê nie. So vir die eerste keer sedert die sondeval is daar 'n opening waarna toe sonde geskuif kan word. Jesus lewe die perfekte lewe en hy doen dit namens ons. Nou kom ons by Jesus se dood. Dood, die onafwendbare gevolge van sonde. Dit maak sin, nê? As enigiemand sou afgesny wees van die een en enigste bron van lewe in die heelal, sal sy biologiese lewe bitter tydelik wees en dit sal vinnig gou-gou verwelk. Right. Maar Jesus laat toe dat die gevolge van sonde hom vol in die gesig tref, terwyl hy dit nie verdien. Kyk asseblief saam met my, ons is nou by vers 10, ons gaan vinniger gaan. Ons is by vers 10 van 1 Johannes. In this is love, not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. In Afrikaans die mooi woordjie versoening wat ons gelees het. Nou, daai woord is 'n bietjie moeilik om te vertaal. Want dit sê beide, aan die een kant die proses om te versoen en dit kommunikeer die uiteindelike status van daai versoening. So die oorspronklike grondteks, die oorspronklike grondteks is maar Grieks vir my, maar kom ons probeer nietemin hierdie woord beter te verstaan. Die oorspronklike Grieks was and sent his son to be the hilasmos for our sins. Wat kommunikeer daai woord? Nommer 1. Dis die werk of die daad om woede te kalmeer, deur dit te laat uitwoed. Ons sal dikwels in Afrikaans praat en sê jy sal betaal, maar in die oorspronklik is dit baie meer, jy sal dit vat. Vat die skade daarvan, of ruil iets wat jou so baie kos, dat jy die gevolge van jou dade vat. En Jesus vat dit. Hy vat daai gevolge, hy betaal, hy ruil iets, hy ruil sy lewe. Hy word die plaasvervanger vir dit wat 'n regverdige straf vir ons sou wees. Hy word die offer. Nou, ons harte soek nie 'n regering wat skuld ignoreer nie. Hoe sou ons harte 'n God vir ewig kon dien wat skuld ignoreer? Terwyl ons weet hy is ultimately onregverdig. Daar's 'n tekort aan sy perfeksie. Al is dit ons skuld wat hy ignoreer. Nee, met Jesus se dood word skuld nie geïgnoreer. Dit word uitgeput. Dit word ten volle uitgewoed. Tweedens, daai woord, hilasmos, bring versoening met God
vir ewig en ewig. Die uiteinde van hilasmos, nadat woede uitgewoed is 'n herstelde verhouding. Vriende, elkeen van ons het diep leemtes en verlange in ons harte. Op 'n vreemde manier weet ons aan die hand van hierdie leemtes in ons harte dat hierdie wêreld nie vir ons kan gee wat ons na smag nie. Dat ons bedoel is vir 'n ander wêreld, want ons harte resoneer op die frekwensie van glorie. Right, een praktiese voorbeeld van wat ek bedoel. Ons harte resoneer op die frekwensie van glorie. Daar is 'n onverwagse, soete, disproporsionele heerlikheid, 'n vreugde, amper iets soos 'n verligting, wat ons ervaar wanneer 'n diep beskadigde verhouding herstel word. Het julle dit al ooit geproe? Hoe soet rekonsiliasie kan wees? 'n Ou vriend, dalk 'n pa, dalk 'n ma, 'n boetie of 'n sussie, 'n huweliksmaat. Ons harte resoneer op 'n bonatuurlike manier, nou reeds op aarde, wanneer verhoudings herstel. As jy al ooit sulke verhoudings voel herstel het, is dit nie soet nie, is dit nie glorious nie. As jy 'n diep beskadigde verhouding iewers het, hoor jy nie dalk die Gees in jou hart fluister om iets te doen daaraan nie. Dit gaan jou kos, maar die returns gaan 1000voudig wees. Jy het die perfekte voorbeeld in Jesus. En as dit op 'n aardse vlak soet is, hoeveel te meer sal dit nie wees om 'n herstelde verhouding met 'n lewende God te hê wat jy al vir soveel jare ignoreer. So vriende, daai woord hilasmos kommunikeer daai twee dinge, maar Jesus se dood het ten minste nog 3 verdere effekte waaroor ek graag wil gesels. Derdens, is die derde ding. 'n verdere effek van Jesus se dood is sy dood was ons vuilheid weg. Right. Ek gaan vinnig na die einste Johannes toe, 1 Johannes 1 vers 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. Volgende effek van Jesus se dood. Jesus se dood neem nie net ons sonde weg nie. Dit is nie net gone en nou is die storie oor nie. Na Jesus se dood is ons nie gebrandmerk as die armsalige siele wat eens op 'n tyd sonde gehaat het nie. Dis baie belangrik, nê, en ek dink ons kry dit onbewustelik verkeerd. Ons status is nie, hy kyk, hier kom hy skuldige ou wat die regter laat wegkom het op 'n tegniese punt nie. Ons status is die onskuldiges. Daar's 'n baie groot verskil, nê. Jesus se dood verwyder nie net die gevolge van sonde nie, maar dit verander ook ons status na die onskuldiges. Ons vorige status van sondaar is nie net weg nie. Jesus kom en hy maak dit onwaar, so asof dit nog nooit anders was nie. En dis wat Jesus se dood vir jou doen, op 'n baie persoonlike en 'n intieme vlak, so asof jy die enigste persoon is wat nog ooit gemaak is. Maar hier is die laaste effek van Jesus se dood, dan skuif ons aan. 5de effek. Jesus se dood reken af op 'n kosmiese vlak met die bose. Hy sê vir hom, die Here, die Vader sê, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool." Psalm 110, die Hebreërskrywer haal dit ook aan, baie bekende stuk. So hy reken af met die bose op 'n kosmiese vlak. So Jesus sterf en ons, eens op 'n tyd God se vyande, nou God se heilige vriende. Nog meer as dit. God se aangenome kinders. Waar kan jy 'n mooier prentjie kry as 'n aangenome kind? Dis ons. Is dit nie verbuisterend nie, vriende? Is dit nie absoluut merkwaardig nie? Jesus laat toe dat die gevolge van sonde hom vol in die gesig tref, soos 'n reuse dodelike vloed. Jesus, die ware ark,
moet binne in die vloed wees, sodat die wat binne in die ark is, buite kan die vloed kan wees, en die storm woed homself uit op die ark. God self kom aarde toe, hy skryf homself in die storie in, hy skryf karakters wat hom vermoor, hy self skep die mens, dieselfde mens wat hom aan die kruis vasspyker, hy hou die ou wat hom aan die kruis vasspyker se hart aan die klop terwyl hy dit doen, en hy hou die ysteratome in stand terwyl die spyker hom deurboor. En so verlaat die God man, Jesus, hierdie wêreld, as hy werklik sterf. So sy toetrede tot ons wêreld word aangekondig deur engele. Maar nou sterf Jesus, heeltemal alleen, en nou is daar totale stilte. Geen engele roep uit nie, geen mense roep uit nie. Maar wat het Jesus gesê? Wat het hy net 5 dae voor dit gesê? Hy het gesê, as die mense nie uitroep nie, dan sal die klippe uitroep. Right. En nou sê niemand iets nie, en toe roep die klippe uit. Matteus 27, and the earth quaked and the rocks were split. Wat se geluid maak klippe as hulle skeur spontaan op die oomblik wat Jesus doodgaan? As jy vlot was in klip, sou jy dit kon vertaal. Nou direk vertaal uit antieke klip, roep die klippe uit. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Jesus sterf en nou die opstanding. Jesus keer nie terug van 'n byna dood nie. Hy keer terug van die dood. Right. En so word die dood doodgemaak. Toe die doderyk sy kake om Jesus gesluit het, is die doderyk op 'n poëtiese manier gedwing om selfmoord te pleeg, amper soos iemand wat sy aardsvyand skiet en homself in die proses noodlottig wond. Wanneer Jesus opstaan, is dit alles verby. Die ewige dood is dood. Daai tipe lewe waarvan ons nou gepraat het, waarvan biologiese lewe net die afbeelding is nou vir die eerste keer sedert Adam en Eva weer vir alle mense beskikbaar. Die slang se kop is verbrysel, nes God beloof het. Right. So met Jesus se opstanding sê hy, ek was reg, al die res was verkeerd. Hy sê, julle is nie meer in julle sonde nie, want ek is nie meer in die graf nie. Ek het dit daar gelos. En hy sê, ek het julle vooruit gegaan. Julle gaan ook nes ek na julle biologiese dood deurbeweeg na die lewe toe, net soos wat ek gedoen het. Vriende, as julle vandag net een ding hoor asseblief nou uit die Here se woord die volgende. Kyk asseblief op julle blaadjies na Johannes 17. Die evangelie volgens Johannes in hoofstuk 17. Dit het my weggeblaas. Net voor Jesus se dood bid hy vir sy disippels die onmoontlike toe. Johannes 17 vers 21. Hy bid, ek gaan nou na die Engels kyk, ons het Afrikaans gelees. Just as you, Father, are in me and I in you, I pray that they also may be in us. Vers 24. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am. Die crescendo in vers 26. That the love with which you have loved me may be in them and I in them. Jesus bid voor sy dood, Vader, bring hulle in gemeenskap met ons, die drie eenheid, en laat hulle deelneem aan die liefde vir mekaar. Ons liefde. Dit beteken, Jesus bid voor sy dood hierdie, dat die stroom van liefde wat van alle ewigheid tussen die Vader en die Seun beweeg, van nou af na die Seun toe sal vloei, voortaan deur jou. Jesus bid dat jy nooit hom of die Vader sal probeer lief hê op jou eie nie, maar dat die Vader hom, Jesus, sal lief hê in en deur jou. Dit bid Jesus. En met Jesus se opstanding verhoor die Vader daai gebed. Right. Sy liefde vir sy seun vloei van nou af
deur jou na die Seun toe. Jy kan nie 'n meer intieme uitnodiging hê tot gemeenskap met die drie eenheid nie. Jy kan nie meer intiem uitgenooi wees tot gemeenskap met die drie eenheid nie. Een laaste belangrike toepassing vir ons. Kyk na 1 Johannes 4, vers 7, heel boonaan. Hoe begin ons teks en hoe eindig daai teks van ons in 1 Johannes 4? Hy sê, wees lief vir mekaar. Dis Johannes se hoofpunt. Hy is besig met 'n les in liefde. Right, so as die Vader dan Jesus se Johannes 17 gebed, waarna ons nou net vinnig gekyk het, as hy dit verhoor, en ons het dan van die Vader se liefde binne in ons, en omdat sy liefde vir die Seun nou deur ons vloei na die Seun toe, hoe sal ons nie lief hê wie Jesus lief het nie? Hoe sal ons nie lief hê soos Jesus lief het nie? Ander mense lief hê deur onsself te gee. Is ons harte nog opgelyn met Jesus se mission om ander mense lief te hê en aan hulle te dink voor ons aan onsself dink? Dan die hemelvaart, net vinnig vriende. Het tyd geword vir Jesus om sy vernedering om te keer. Ek lees vir ons uit Filippense 2. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Right. So Jesus se opvaring is 'n demonstrasie van sy koningskap oor elke enkele geskape ding en dus oor alles. Jesus gaan rus nie in die hemel nie. Hy gaan regeer in die hemel en hy is nou besig om te regeer. Jesus is ook besig om vir ons plek daar voor te berei. Right. So dit alles vriende, waaroor ons nou gepraat het, is wat Jesus gedoen het toe hy die eerste keer aarde toe gekom het. Toe het hy gekom in sandale en linne klere. Wanneer Jesus die tweede keer kom, gaan hy weer baie hê om te doen. Maar dan kom hy met oorlogsklere. En hy kom om te judge. O vriend en vriendin, wees tog binne in die ware ark op daai dag. Laat God se liefde jou lei soontoe. Jy sal nie teleurgesteld wees nie. Hy is liefde. Tim Keller het eenmaal 'n bekende preek van hom afgesluit deur 'n stuk voor te lees uit The Life of Pi. Dis 'n Indeerseun wat worstel met geloof en hy is in gesprek met Vader Martin, 'n Katolieke priester. Ek wil dit vir ons lees en dan sluit ons af. I was quiet that evening at the hotel. That God should put up with adversity I could understand. The gods of Hinduism face their fair share of thieves, bullies, kidnappers, and usurpers. What is the Ramayana but the account of one long bad day for Rama? Adversity, yes. Reversals of fortune, yes. But humiliation, death. I couldn't imagine Lord Krishna consenting to be stripped naked, whipped, mocked, dragged through the streets, and to top it off, crucified, and at the hands of mere humans to boot. I'd never heard of a Hindu god dying. Matter, too, fell away. But divinity should not be blighted by death. It's wrong. The world soul cannot die, even in one contained part of it. It was wrong of the Christian God to let his avatar die. That is tantamount to letting a part of himself die. For if the Son is to die, it cannot be fake. If God on the cross is God shamming a human tragedy, it turns the passion of Christ into the farce of Christ. The death of the Son must be real. Father Martin assured me that it was. But once a dead God, always a dead God, even resurrected,
The Son must have the taste of death forever in his mouth. The Trinity must be tainted by it. There must be a certain stench at the right hand of God the Father. The horror must be real. Why would God wish that upon himself? Why not leave death to the mortals? Why make dirty what is beautiful, spoil what is perfect? Love. That was Father Martin's answer. Kom ons bid. Here, wees ons dat U aan ons dink. Wees ons dat U ons gemaak het en in stand hou en liefhet. Here, U gedagtes is nie ons gedagtes nie. U gedagtes is ver bo ons. Here, ons is stof. Ons is die stof wat U bloed geëis het. U is die een wat die son gemaak het. So Here, snel ons te hulp. Snel ons ongeloof te hulp. Snel in Jesus se naam ons liefdeloosheid te hulp. Kom neem ons, Here. Maak ons deel van U. Trek ons in U liefde in. Help ons om dit te doen. Help ons soos wat ons hier uitgaan, Here, om verander te wees, om te sê, dit is wat God gedoen het. Prys die naam van hom wat in die naam van die Here kom, tot in alle ewigheid. Amen.